Goeiedag almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Vrydagoggend en wat 'n voorreg is dit vir my om vir julle 'n woord te kan bedien vandag. Nou ek wil graag aanhaal by die woord wat ek gebring het Dinsdag oor wag, dat ons moet wag en nie ongeduldig word nie. Nou, die antwoord wat ons altyd kry is ons moet wag, want God se plan is perfek. Wag, want die uitkoms is net soveel beter. Maar daar's nog iets wat gebeur tydens hierdie wagperiode. En wat dink jy is dit? Voorbereiding. My boetie en sissa, dit is uiters belangrik dat ons God toelaat om ons voor te berei in hierdie wagperiode. Jy wat wag vir daai regte vrou of vir daai regte man. Jy weet, baie keer is dit so dat omdat ons ongeduldig is vir daai maat, dan spring ons in die eerste verhouding in wat ons kan kry. En na 'n paar maande besef ons, maar dit werk nie. En wat doen ons dan? Wie se harte gaan die seerste kry? Albei. En ek glo nie een van ons wil dit hê nie. Of dit gebeur so, jy's in 'n verhouding, jy trou, en oor 'n paar maande skei jy, wat nog meer traumaties is. Selfs hierdie werksgeleentheid waarvoor jy wag, jy dink, okay, maar dit gaan nie gebeur nie. En nou het jy basies, maak jy impulsiewe besluite, maak dalk miskien vir jou 'n pad oop vir werk, waar jy glad nie voorbereid is nie. En wat gebeur dan? Dan skiet jy basies jouself in die voet. En hoekom dink jy gebeur dit? Dis omdat ons nie wag, en dat ons nie vir God toelaat om ons voor te berei in hierdie wagtyd nie. Dink net waar sou Josef gewees het as hy nou nie gewag het, of toegelaat het dat God hom voorberei in hierdie tyd voordat hy tweede in bevel geword het van Egipte nie. Ek meen, God het vir Josef gebruik en Josef het vir God toegelaat om hom voor te berei. Al die dinge waar hy gegaan, dieselfde met Moses ook, Joshua, Dawid. God het hulle voorberei vir dit wat voorlê, vir die groter prentjie. En dis wat ek en jy ook moet doen, kind van God. Ons moet God toelaat om ons voor te berei. Ons moet vir hom sê, Here, hier is ek. Die wag voel lank, maar ek weet, hy is besig om my voor te berei, sodat wanneer daai deurbraak kom, wanneer daai meisie of daai ou oor my pad kom, wanneer daai werksgeleentheid oor my pad kom, is ek voorbereid en ek is reg om dit aan te pak, want ek weet dat die koning van konings het my voorberei, en hy weet, nou is ek gereed om in hierdie volgende seisoen in te stap, en dat ek hierdie vlak van my lewe kan betree. Ek hoop hierdie woord maak sin vir julle, en voor ek tot ziens sê, ek kan nie anders as om af te sluit met 'n gebed vir ons net. Here, ek bid vir elke een van ons. Here, ons raak ongeduldig as ons wag. En dan, liewe Here, laat ons U nie toe om ons voor te berei nie. Ons laat U nie toe om ons te vorm nie, Here. En dan is ons so onkundig en het ons nie wysheid wanneer ons in hierdie volgende seisoen stap nie. Ons maak oorhaastige besluite, ons maak impulsiewe besluite. En Vader, dis nie een ding wat ons wil hê nie. En ek bid in Jesus naam, dat ons elke een U sal toelaat om ons te vorm, en liewe Here, om ons voor te berei, laat ons U volkome vertrou, en laat ons dit waarvoor ons wag, in U hande los, sodat die groter doel in ons lewens kan geskied. In Jesus Christus naam is dit my gebed. Amen en amen. Julle moet 'n baie lekker naweek hê. Kyk mooi na julleself en wees geseënd. Totsiens almal.